Goeiemôre en baie welkom aan julle. En baie welkom aan ons besoekers. Jy sal iets agterkom. Ons hou daarvan om die Here te loof. En as jy nie seker is nie, dit staan in die skrif, jy gaan dit heeldag en aldag doen by Jesus se voete. Ons maak jou fiks. Maar voor ons voortgaan, die kinders moet vandag, want Joy ons kinderkerk begin. En kinders, vanoggend is spesiaal. Want vanoggend sien ek so ewe, daar's roomys en wafels wat hulle self gaan maak en ek weet nie wat alles gaan doen nie. En ewe skielik is ek spyt, ek moet hier staan. Dis nie iemand anders wat hier wil staan nie. Ek sal die kinders gaan help. Enige iemand. Regtig, ek sal julle gaan help. Maar julle kan vir ons vandag, vanoggend is die opening en van volgende week af sal hulle aangaan met hulle programme. Laat ons sien, bietjie ken mekaar, bietjie nuwe gesigte. Nee, daar's van julle wat regtig, ek weet die kinders van Israel was ook volwasse mense, maar dit gaan nie werk nie. En daar's die kerk leeg. Gelukkig het ek die voorreg gehad om gisterand te proe of die wafels darm goed genoeg is. Of die deeg reg aangemaak is. Sien? Is dit nie fair nie? Nollie sê is nie fair nie. Dis waar, dis nie fair nie. Die kerk's leeg, ja, die kerk's leeg. Vriende, vanoggend gaan ons praat oor tyd. En ek dink jy het dit agtergekom, hier's twee tye hier vanoggend. Die een is die regte tyd en die ander is die verkeerde tyd. En nou kan jy vanoggend dophou en sê, jy hoef nie nou op jou armoorlosie soos baie keer te kyk. Ek het jou al gesien in die bank. Jy vat hom so dan loer jy vir hom so hier onder. Dan weet ek moet nou die vliegtuig land, dis nou tyd. Maar as een ding van tyd is, jy het nooit genoeg tyd nie. Nooit nie. En dan vra ek jou die vraag, wag nou eers. Hoe belangrik is jou tyd vir jou? Hoe voel jy as iemand laat kom? 10 minute laat as jy vir daai persoon wag. Hy's besig om my tyd te mors. Dis die waarheid. Tyd is respek ook. Dan is die vraag, wat maak jy met jou tyd? Want dit is belangrik dat ek vanoggend sorg dat dinge goed loop en nie jou tyd mors nie. Want vanoggend is ook kosbaar. Want vanoggend het jy besluit om die tyd uit te koop om hier te wees. Toe kom kyk wat gaan hier aan. En ek moet sê die kaartjies het goed verkoop. Hier is heel wat mense vanoggend. Ek wil iets persoonliks met jou deel by die universiteit waar ek werk. Klas studente altyd by my. Hulle het nie genoeg tyd nie. Ons sit te veel druk op hulle, die vakke is te veel, die studies is net te moeilik om te hanteer. Maar nou in die jare se ervaring dan begin jy nou maar 'n ou gesprek hier. En uiteindelik kom die waarheid uit. Hulle kon nie hulle werk doen nie want Saterdag was daar sokker. Dan weet ek. En al wat ek dan gewoonlik sê is time management, my seun, time management. Jy moet jou tyd reg bestuur. Geniet jou sokker, maar werk later. Maar so moet ek en jy ook tyd bestuur. En dan sal ons baie keer hoor ek het nie genoeg tyd nie. Weet jy wat? Ons almal het 24 uur. Dus wat jy daarmee maak, is hoe jy dit bestuur. Dus jy moet besluit wat jy daarmee gaan doen. Maar ons kan tyd mors. As ons eers daai telefoontjie opgetel het en hy duimpie rol so, né? Instagram, Facebook, TikTok, elke ding. Jy rol hom so en ewe skielik is 'n uur verby en jy weet nie waar's daai uur heen. Ek weet, ek verstaan dit. Ek weet baie goed. Maar as tye wat ek en jy moet verantwoordelikheid vat vir ons tyd. As tye wat ek en jy die verantwoordelike ding moet doen as dit gaan oor jou tyd en wat jy daarmee doen. Maar dit is goed dat jy vanoggend hier sit. Dit sê iets, jy het 'n behoefte aan God se aangesig. Jy het 'n behoefte om iets van die Here te hoor en jy het hierdie tyd uitgekoop. Dit bring my by ons tema en dit sal ons tema wees vir hierdie jaar ook. En as jy dalk gesien het einde laas jaar in die voorportaal en in hierdie portaal, sit daar 'n groot oorloosie met sulke woorde. En dan sal jy ook sien voor jou lê daar 'n kaartjie, jy kan hom huis toe vat, dis joune. Met ons tema op en al ons inligting op. Ons tema is, dis tyd dat jy weer by Jesus se voete sit. Beteken jy gaan by iemand stil sit. En dit geld nie net vir my en jou, dit geld vir elkeen. Hoe sit mens by iemand se voete stil? Ons behoort te weet. Ons het oupas en oumas gehad, daar was nie selfone toe ons kinders was nie, wat vir ons stories vertel het. En wanneer oupa en ouma vir jou 'n storie vertel het, jy het niks anders gehad nie, jy het nie 'n selfoon gehad nie, het jy aandagtig geluister. En hoekom? Want daar was iets niets. Jy het iets niets gehoor by hulle. Jy het iets niets geleer.
Jy was gefassineer daaroor. In jou verbeeldingswêreld het jy iets gebou, maar jy het gesit en jy het tyd gebruik daarvoor. Jou volle aandag gegee. As jy miskien nou nog nie verstaan mooi wat dit beteken om by iemand se voete te sit en tyd te spandeer saam met die persoon, wil ek graag met jou die volgende teks deel, Lukas 10 vers 38. En ek wil hê ons moet saam lees. Jy kan jou Bybel uithaal, Lukas 10, Matteus, Markus, Lukas, die 3de boek in die Nuwe Testament, nie Ou Testament nie. Lukas is dieselfde persoon wat ook Handelinge geskryf het. Lukas 10, jy kan eers tot daar gaan. 3de boek in die Nuwe Testament. Ek lees uit die 2020 vertaling, dis goed, ons het verskillende vertalings hier vanoggend. En as jy nie 'n Bybel het nie, dis tyd dat jy 'n Bybel koop. Jy lê Bybels op die verhoog, as enige iemand 'n Bybel sou wou gehad het, hulle is welkom om een te kom haal. Ek hoor nie bladsy nie, ek neem aan ons is almal. Lukas 10 vers 38. Bietjie aan die einde van die hoofstuk. Lukas 10 vers 38. Het lyk vir my julle het hom. Terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Ek wil net stop voor ek verder gaan. Die hy en hom is die Here Jesus Christus. Sy het 'n suster met die naam van Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom tot daar en staan en sê: Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie? Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar: Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar weggeneem word nie. Dis 'n baie bekende storie. Storie wat jy baie gehoor het as jy iemand is wat in die kerk groot geword het. Maar wat het hier gebeur? Ek wil jou 'n bietjie agtergrond gee. Martha, Maria en Lazarus. Martha en Maria sissies en hulle het 'n broer gehad. Sy naam was Lazarus. Dis dieselfde Lazarus as jy Johannes 11 gaan lees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Maar hierdie mense was goeie vriende van Jesus. Hulle het in Betanië gebly wat naby Jerusalem was. So as jy Jerusalem gehad het, net buitekant was die dorpie Betanië. Baie keer het mense wat Jerusalem toe gereis het, daar geoornag, want dit was makliker om veral met die groot feeste 'n plekkie te kry om te bly, want die stad was vol mense. Maar Jesus was bevriend met hierdie mense. Maar hulle was nie deel van die 12 nie. Klink vreemd. Dit was sy vriende. Hulle was miskien volgers van Jesus. Hulle het presies geweet waaroor dit gaan. Maar miskien het jy nog nooit daaraan gedink nie. Jesus was bevriend met die 12. Hy het die 12 goed geken. Hy het tyd saam met hulle gespandeer. Maar hy het ander vriende ook gehad. Hy het broers en 'n suster gehad. Hy het ander mense ook geken. En hierdie was baie goeie vriende van hom. En as jy in Johannes 11 ook gaan lees, toe Lazarus gesterf het, was daar groot hartseer. Maar dis sy vriende hierdie en hy is op pad om te reis, dit staan duidelik in die eerste vers. En hy gaan by hulle oor. Ek wil jou 'n bietjie vanoggend vra. Ek glo jy het ook goeie vriende wat in 'n sekere dorp bly. En wanneer jy deur hierdie dorp gaan op pad, miskien dalk met vakansie, en dis baie goeie vriende, dan stop jy dalk vir 'n koffie. Want jy wil hulle graag sien. Jy sal in ons teks vandag konteks eers 'n WhatsApp stuur en dan sê jy gaan koffie drink, sodat hulle tyd het om te skarrel en die plek bietjie reg te kry. Maar jy moet by jou vriende gaan kuier. Maar as een reël, dit geld nie vir familie nie. Ek het nie geweet nie, lyk vir my die meeste van julle kuier by al die familie, nog erger skoonfamilie. Doodstil. Nou is hulle te bang om iets te sê, man en vrou sit langs mekaar. Maar dit is goed om te hoor, jy is nie bang om by die familie te kuier nie. Maar dis wat jy eintlik doen as jy met mense kuier. Maar is wonderlik om te dink, Martha en Maria en Lazarus het hierdie vriend gehad met die naam van Jesus. Hulle was net vriende, maar hulle het nog meer van hierdie ou geweet. Hulle het geweet, want hy het die woorde gespreek, hy is die Messias. Hulle het dit seker ook al teen hierdie tyd besef, ons is nie presies seker nie, hy is die seun van God. So hierdie was 'n baie spesiale vriend wat hulle gehad het. So jy kan jouself indink, as hierdie spesiale vriend kom kuier, wat dan gebeur is, alles word reggemaak. Alles word netjies gemaak.
Die plek word skoongemaak. Ek het 'n storie om te vertel. My ouma het my vertel. My ouma Grootjie het 'n bediende in die huis gehad in die kombuis wat die huis skoongemaak het. Kom ons noem haar maar Sarah. En dis die waarheid hierdie wat gebeur het. Maar my ouma het so 'n bietjie haar Sotho taal de mekaar gekry. En sy het vir Sarah gesê, jy moet die huis mooi skoonmaak want die Modimo kom. Nou die Modimo is die Here en sy moes gesê die Moruti, dis die dominee. Hulle sê daai arme skoonmaker het daai huis omgekeer want sy was gelowig en het vasgeglo. Haar werkgewer het haar vir haar gesê, jy moet hierdie huis regkry want die Here kom. Arme vrou. En wat 'n teleurstelling vir haar toe die predikant nou opdaag, want dis toe nou nie God nie, dis maar net die predikant. Maar dis hoe die beginsel werk. Sy het nodig gehad om skoon te maak en reg te kry. En as jy vriende ontvang, doen jy nie maar dieselfde nie. En partykeer is daar sekere plekke wat nooit skoon gemaak word nie. En dan word daar skielik moeite gedoen. Maar goed, ek wil terugkom by ons skrif. Daar's 3 woorde in hierdie skrif wat ek met jou wil deel. Ek wil dit nie werkwoorde noem nie. Want ek is nie 'n taalkundige nie en miskien gaan ek 'n fout maak vanoggend. So, kom ons gebruik die woord doenwoorde. En ons kyk bietjie wat het hier gebeur. En die eerste doenwoord in die eerste sinnetjie is ontvang of verwelkom. As jy in verskillende vertalings kyk, gaan jy dit sien daar. Maar Martha, en dit lyk baie as jy na die skrif kyk, was die hoof van die huis. Sekerlik dalk die oudste suster ook. En Martha het hom verwelkom in haar huis. Sy het gesê, kom maak 'n draai by my. Sy is die ene wat Jesus ingenooi het. Sy het die behoefte gehad om God by haar te hê. Sy het die behoefte gehad om die Here Jesus in haar plek te hê. Dis mooi, né? As jy die geleentheid kry, kom doen jy dit nie. Wonderlik. Sy wou net by hom gewees het. Sy wou tyd saam met die Here Jesus spandeer het in haar huis. Ek bedoel, wat 'n voorreg as dit jou huis kon gewees het. Is dit nie hoe ons almal voel nie? Ek glo die feit dat jy hier sit, as jy die voorreg kon gehad het om die Here Jesus in lewende lywe in jou huis te kon gekry het, jy sou natuurlik gesorg het dat alles reg is. Maar wat 'n voorreg. Jy sou moeite gedoen het. Jy sou alles reg gekry het. En dis wat Martha gedoen het. Maak sin. Sy het passie, sy is bereidwillig, sy dryf, sy moet al die goeders reggooi. Sy nooi hom in en sy het alles vir hom reg gedoen. Maar dis die gevaar wat met ons almal gebeur is, ons kry alles reg, ons doen alles reg, soos wat die wêreld vir ons leer. En dan begin ons fokus verloor. Daar's 'n baie mooi sêding, is jy besig met die dinge van die Here, of is jy besig met die Here van die dinge? Hierdie vrou het iets moois gedoen, en almal sal vir my saamstem, maar sy het haar werk gedoen. Sy was opgewonde oor Jesus. Ek sou ook gewees het, om hom hier te kan ontvang, om by hom te sit en kuier. Sy het hom ingenooi. Wat 'n mooi gebaar. Vir 'n oomblik stop hy hom, want na ons volgende woord toe gaan. Ons gaan dit nou saamvat. Die volgende doenwoord is sit. En hier gaan ons 'n verskil tussen die twee sissies sien. Nou as jy in die woord sit dink, dan sê jy, wel, om te sit is miskien by 'n tafel of op 'n bank waar jy vanoggend sit. Jy kan op die grond sit ook as jy wil. Maar hierdie sit by Jesus se voete het 'n baie dieper betekenis. Baie, baie dieper. En 'n baie mooi voorbeeld daarvan is wat Paulus vir ons skryf in Handelinge 22 vers 3. Ek wil vir jou lees, wat sê Paulus om by iemand se voete te sit? Wat beteken dit? Ek is 'n Joodse man, dis Paulus se woorde, gebore in Tarsus in Cilicië, maar het groot geword in hierdie stad. Ek is opgevoed aan die voete van Gamaliel, streng volgens die wet van die voorvaders. Nou Paulus was 'n Fariseer. Hy het sekere teologiese opleiding gehad. Hy het by die voete van Gamaliel gesit. Nou wie's Gamaliel? Gamaliel was die hooffariseer. Gamaliel was die ene wat opleiding gegee het. As jy dit in vandag se konteks kon sien, kon jy gesê het, hy's die hoofprofessor in hierdie universiteit. Hy het mense opgelei, dis wat hy presies gedoen het. En Paulus verduidelik, my opleiding het ek by sy voete gekry. So om by iemand se voete te sit, dieselfde sinnetjie en dieselfde taal, oorspronklike taal, beteken om opleiding te kry. Net soos Paulus. Maar interessant is,
Maria was nie een van die disippels nie, maar sy was bereid vir opleiding. Sy het ook nie die titel gehad, jy's 'n disipel nie, maar sy het haar gedra soos eene. Sy het haar gedra soos 'n disipel, want sy wil meer van God wees. Daar's 'n vreeslike mooi Engelse woord daarvan. Sy was teachable. Jy kon haar iets leer, sy was daar, sy wou graag geluister het. En as jy by Jesus se voete sit, moet jy in 'n plek kom waar jy sê, Here, hier is ek. Ek sal vat wat U vir my gee. En dis hoe belangrik dit is. Ek en jy het nodig om na elke woord van God te luister. 'n mooi teks vir jou, Matteus 4 vers 4, waar die Here Jesus, nou kry ek nie die woord nie, ek sê nou vervolg. Wag net 'n oomblik, ek gaan hom nou hê. Ook nie verlei nie. Wat het die duiwel nou weer gedoen met Here Jesus in die woestyn? Versoek, baie dankie, ek het hom. Terwyl die duiwel besig is om die Here Jesus te versoek, het hy een woord vir hom gesê, en hy het vir hom gesê, hy antwoord hom toe en sê vir hom, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. Dis waarvan jy moet lewe. Dit bring my by ons derde woord. Ons derde woord is luister. Maar dis wat sy gedoen het. Sy het besluit om te gaan sit. Sy het besluit sy sal geleer word, sy aanvaar dit, maar sy gaan sit by Jesus se woorde. Sy het gevat wat hy sê, en dis die moeilikheid wat ons mee sit, ek en jy. Ons is die ja maar generasie. Ja. As iemand iets oor die Bybel sê en is ongemaklik, dan sê dit ja maar. Ek was bevoorreg jare gelede in 'n ander gemeente, was ek in 'n mannebediening. En daar was iemand wat nog nooit in sy lewe in die kerk was nie. Nog nooit, hy het tot bekering gekom by ons mannebediening. Was 'n ongelooflike ervaring. En ons kuier een maand saam as manne, soos wat ons elke week by mekaar gekom het. En hierdie persoon staan op en hy sê, ek voel minderwaardig, want ek ken die Here Jesus 2 weke. Ek staan op, ek sê, my vriend, jy's bevoorreg, want jy het nie kerk baggage nie. Jy het nie goed wat jy saamsleep nie. Jy gaan nie sê ja maar nie. Jy gaan vat, want jy's nuut, jy's vars. Daar's geen ja maar by jou nie. Maria is nie by 'n ja maar plek nie. Sy is op 'n plek waar sy by Jesus wil sit. En nou is die volgende vraag, maar hoe? Hoe gaan ek nou dit ervaar? Die Here Jesus is dan nou nie meer hier tussen ons nie. Hy is. Hy het vir ons sy Gees gegee. Die Heilige Gees is die belangrikste een wat ek en jy nodig het. En die vraag vanoggend is, het jy al die stem van die Heilige Gees gehoor? Het jy al besef dat God met jou kan praat? Het jy al gehoor wat hy vir jou sê? Miskien is jy bevoorreg op 'n plek dat jy hom letterlik gehoor het. Ek was nog nie daar nie, maar ek weet, daar's tye en plekke waar die Here vir my iets in my hart sit. En dan weet ek, nou moet ek luister. Want as jy glo jy is 'n kind van God, dan moet jy op 'n plek kom waar jy by die Heilige Gees se voete gaan sit. En as jy nog nie seker is daarvan, jy hoor wat sê Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is die kinders van God. As jy jouself sien as 'n kind van God, as jy 'n verhouding met hom het, dan lei die Gees van God jou in alles wat jy doen. Jy's 'n kind van God. En as jy glad nie weet waarvan ek nou praat nie, en is vir jou alles nuut, dan is dit goed so. Want dan is dit tyd dat jy by Jesus se voete sit. Dan is dit tyd dat jy op 'n plek kom waar jy net stil word by die Here. Net gaan sit en net sy woord oopmaak en hom lees. En ek weet ons almal is besig. Ek ook. Maar daar's tye wat ons dit so mis. Daar is soveel dinge wat die Here vir ons het. Goed. As ons nie ja maar nie en ons kies wat Maria gedoen het, en ons doen daarom nou nie wat Martha gedoen het die heeltyd nie. Hoe lyk dit om by Jesus se voete te sit? Om by Jesus se voete te sit is om oor te gee. Het jy al? Het jy al regtig oorgegee aan God? Ek sê, Here, maar dis nou u sin. Ek vra nou die dag vir die jong volwassenes,
Wat was die tye wat jy die meeste God ervaar het? Die moeilikste tye. Die tye wat jy op 'n diep donker plek was met God die heeltyd. Want dan maak al hierdie ander goed nie meer saak nie. Glad nie. Wanneer in jou diepste, grootste hartseer is dit net jy en God. Dan skud jy hierdie goeters af. Want jy gee nou oor, jy's desperaat. Die skrif is aan die muur, maar jou rug is teen die muur, jy kan nie die skrif eens meer sien nie. Dis hoe desperaat jy is. Gee net oor. Wat beteken dit om by die Here se voete te sit? Disippelskap. Waarom ek vanoggend 'n kaartjie vir jou neergesit het daar. Sit hom in jou beursie. As jy nie jou naam al wil opskryf nie, sit my naam en my nommer daar. As iemand vir jou vra, wat doen julle by die kerk? Dan sê jy, kom kyk. Dis al wat jy doen. Niks meer nie. Eenvoudig. Ek het dit nou die dag beleef met 'n besigheidsplek waar ek hierdie kaartjie by my gehad het. Met die persoon 'n gesprek gevoer het. Dadelik vir die persoon gevra het, ken jy die Here Jesus? En dit was so mooi, haar antwoord was, ja, ek is wedergebore kind van God. Ek sê, ag nee, nou kan ek jou niks verder vra nie, want ek kan sien, jy ken God. En ek vra, wanneer laas het jy by sy voete gesit? Sy sê, nee, ek is nie meer in die kerk nie, maar ek mis dit. En ek vat net die kaartjie en ek draai hom om en ek sê, lees vir my die kaartjie. En sy lees hom hardop. Dis tyd dat jy weer by Jesus se voete sit. Sy vra my, kan ek die kaartjie hou? Ek sê, jy's welkom, ek het nog baie. Dis al wat jy doen, gebruik dit, wees 'n disipel, wys vir ander mense. Om by Jesus se voete sit beteken geloof. Dis nie die maklikste ding op aarde nie. As die somme nie uitwerk nie, waar is die geloof dan? Daar's twee goed wat jy nie gaan nodig hê in die hemel nie. Jy gaan nie nodig hê om Bybel te lees nie, want die woord gaan jy by sy voete sit. En die woord is God. En jy gaan nie geloof nodig hê nie. Jy al daaraan gedink? Want jy gaan daar sit, jy hoef nie om te glo nie, kom sien. Ongelooflik. Jy hoef nie te twyfel nie, hy's daar. En dan om lief te hê. Is daar liefde in jou lewe? Ware liefde vir mense om jou. Liefde vir jouself. Dis deesdae die grootste probleem vir mense wat nie lief is vir hulle self nie. En dis hoe belangrik dit is. Paulus skryf in Filippense 3 vers 13, ek het vorentoe gekyk en alles agtergelos. Miskien is dit wat jy nodig het, jou tyd by Jesus. Jy sit al klaar in vroeg 2026 met 'n klomp dinge. Dan sê Paulus, maar as jy wil vorentoe gaan, los dit agter. Miskien het jy tyd om vorentoe te kyk. Dit te los wat jou so besig hou, wat jou so aftrek. Miskien die horlosie weer 'n bietjie anders te stel, om reg te kry vir dit wat jy nodig het. Ek wil saamvat, ons het twee mense hier en ons kan nog ure oor hulle spandeer, is dit 'n Martha en 'n Maria. En hoor mooi, Martha het nie verkeerd gedoen, heeltemal nie, sy het voorberei. Sy het die passie gehad, sy wou die Here by haar hê. Maria het by sy voete gesit. Ek en jy kan die mooiste intensies hê, om alles reg te doen, en ons gaan dinge doen in hierdie gemeente, en in ons persoonlike lewens verseker, maar ons moet tyd maak om net by hom te sit, net te sê, Here, praat met my, dinge op te soek, waar jy en die Here met mekaar kan sit, want ek sê vir jou, dis tyd, dat jy weer by Jesus se voete sit, amen, kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U, en ons weet dat die tyd min is. Ons weet dat die tyd min is, want ons is hier, maar U is nie klaar met ons nie. U wil hê ons moet vorentoe beweeg. En ons bid, Here, lei ons. Ons wil U vra om ons te help in alles. Te help en met die Gees met ons te praat, laat ons U meer en meer sal ervaar. Laat ons sal weet, maar dis U. Ons dank U, Here, vir U teenwoordigheid. Ja, Here, ons dank ook U vir U geduld, want ons het dit so nodig. En ons wil U vra, Here, om ons te wys hoe om U pad te vat vorentoe. Amen.